Liewe vriende, het jy al ooit daaraan gedink dat ons is die enigste geloof waar ons God afkom na ons toe en by ons kom woon en mens raak en nie iemand is na wie toe ons moet opklim nie. Jy hoef nie 'n klomp goed reg te doen nie. Jy hoef nie 'n klomp heilige goed te doen en om so elke dag 'n bietjie meer van Jesus te versamel en nader aan hom te kom nie. Nee, hy kom af en hy kom woon in hierdie aarde, deel van ons as mense. En as jy vandag 'n probleem het met iets, as jy verslawing het, of ek sal vandag vir die druggies wil sê, of mense wie se huis baie vuil is volgens hulle, die vinnigste wat jy jou huis kan skoonmaak, jou lewenshuis, is om Christus in te nooi. Hy maak dit vir jou baie, baie vinnig skoon. En jy hoef nie eers skoon te maak en heilig te wees en heilig te lewe voordat jy Jesus in jou lewe kan inneem nie. Nee, jy kan maar hom in jou varkhok inbring, in jou lewe inbring, en hy sal dit kom verander. En daarom kom hy aarde toe, as mens. Het jy al ooit dit gedink? Ons sien so baie mense doodgaan en ons is baie keer so moedeloos met mens wees, en moedeloos met korrupsie, en moedeloos wat mense doen. Maar vriende, hy sê vir ons in Psalm 8, dat ons is net bietjie minder geskape as die hemelse wesens. En daarom kom hy as mens, want hy wil mens wees. Hy wil tussen ons kom woon. En word gebore in die stal. En vriende, in 'n ou klein dorpie, Bethlehem, omtrent 800 mense het in Bethlehem gewoon. En dan raak hy groot in Nasaret, waar daar omtrent 200 mense gewoon het. 'n Klein ou dorpies, hy gaan nie na die groot stede van Galilea, soos ons inlees in die Bybel, en nee, hy bly as 'n plattelander in die klein dorpies. Maar kom ons gaan terug na die geboorteverhaal. Baie interessant, die 4 evangelies beskryf vir ons hierdie geboorteverhaal. Maar die oudste evangelie, Markus, en die jongste een, Johannes, sê nie veel vir ons van die geboorteverhaal nie. So die 2 sinoptiese evangelies, Lukas en Matteus, vertel vir ons van hierdie geboorteverhaal. En vertel vir ons dat Jesus gebore is. Maar Matteus doen dit baie interessant vanuit die wêreld en vanuit Herodes en die politisie se oogpunt. Maar Lukas, die dokter, doen dit vanuit die geringstes van die samelewing, die herders en die vroue, en vertel vir ons hulle ervaring daarvan. En daarom is dit vir ons so noemenswaardig dat hierdie klein seentjie vir ons mens geword het. Maar ons gaan nog